Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is nog besig met ons reeks oor Jesus, Here van my lewe, en hierdie is episode 8 in hierdie reeks. Ons kernteks vir hierdie reeks was tot dusver Matteus 16:24 wat lees: Toe sê Jesus vir sy disipels: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Maar ek wil vandag kyk na Lukas se waarneming van Jesus se woorde in Lukas 9 vers 23 wat lees, en hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Lukas onthou dat Jesus gesê het elke dag, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. En alhoewel elke dag gebruik word saam met ons kruis wat ons moet opneem, dink ek nie dis verkeerd om dit saam met die hele gedeelte, die hele gedagte te gebruik nie. Om jouself te verloon is nie 'n eenmalige ding en dan is dit afgehandel nie. Ek dink, ons almal weet te goed dat daai eie ek wil elke kort opspring en sy eie ding doen. En is baie maklik om na die hitte van die oomblik hom eerder te voer, daai eie ek, as om hom te verloon. Om jouself te verloon, om nee te sê vir wat jy voel, jy wil doen, eerder as wat Jesus in en deur jou wil doen. Dis 'n daaglikse en aanhoudende keuse. Ek dink die perfekte voorbeeld daarvan is Charlie Kirk se vrou die afgelope naweek tydens sy roudiens. Toe daai weduwee en nou enkel mamma op 'n verhoog voor duisende mense en heel waarskynlik miljoene wat online gekyk het, toe sy voor hulle almal sê, 11 dae na 'n man se moord, sê sy vergewe die jong man wat haar man vermoor het. Man, daai is selfverloning op die ultimate level. Maar dan ook om jou kruis op te neem, om te kies om selfs bereid te wees om jou lewe te gee vir jou geloof in Jesus as dit daarop sou neerkom, en om bereid te wees om die roeping van God op jou lewe uit te leef. Eerder as dit wat jy graag wou bereik en doen in jou lewe. Is dalk nie soseer 'n daaglikse besluit nie, maar is 'n besluit wat ek en jy gereeld moet oorneem. Ons kon dalk op 'n stadium besluit het om God se roeping te volg, maar met die eerste of die 5de keer wat ons ernstige weerstand kry, dan begin ons wonder of ons ooit reg gehoor het. En ons begin daaroor nadink om dalk van rigting te verander wat dalk makliker mag lyk. En ek kan hier vir my en Ina as 'n voorbeeld gebruik. En ek sê nou nie hiermee ons is die perfekte voorbeeld nie, maar ons probeer dit so goed doen as wat ons moontlik kan. Die Here het ons al in 2016 geroep na voltydse bediening toe. En meer spesifiek om as herderspaar sy kerk en sy bruid te leer en te koester. Nou baie van julle ken ons storie, maar vir die van julle wat dit dalk nog nie gehoor het nie, ons het vanaf 2012 tot 2024 as bestuurspaar gewerk op verskeie wildsplase. So ons is boere. Maar einde verlede jaar is die plaas waarop ons gewerk het verkoop. En ek wil nou nie die tyd gebruik om deur al daai detail te gaan nie, maar ons het in ons harte beleef dat dit nou die tyd was om in te tree in ons roeping om 'n kerk te begin. En ons het ons kruis opgeneem en sak en pak Kemptonpark toe getrek. En hier is ons, 9 maande later, besig met wat ons in ons harte oortuig is ons mee besig moet wees. Maar hier is nou die realiteit in die vlees. Die kerk groei nie soos ons gedink het dit sal groei nie. En ons kan nou baie redes of verskonings daarvoor aanbied, maar die realiteit is, ek word gereeld met hierdie kruis van my gekonfronteer. In my vlees kom die gedagte gereeld op. Moet ek nie maar teruggaan na dit wat ek ken en dit waarmee ek goed is nie. Ek was 'n baie suksesvolle buffelboer. Buffels was my absolute passie en ek het hulle verstaan soos baie min mense hulle verstaan en ek kon met hulle werk en reg kry wat min mense kon. Ek was goed daarmee en ek was suksesvol en ek sou baie maklik weer in die wildbedryf werk kry. En hierdie tipe van gedagtes wil gereeld by my opkom, maar dan moet ek myself elke keer herinner, om 'n buffelboer te wees, is nie my kruis nie. Dis nie my roeping nie, dis nie my calling nie, dis nie hoe en waar God my wil gebruik nie. My roeping is om vir God 'n gemeente te lei en 'n herder te wees en om hulle te koester en te leer van sy woord. My passie is sy woord en sy hart en om sy woord in absolute waarheid te preek, sodat sy waarheid mense kan vrymaak. Want sy hart vir my is dat ek ander sal help om vry te wees
soos wat hy my vrygemaak het. En ek love wat ek doen. God het vir my 'n bonatuurlike liefde vir sy woord en vir sy mense gegee. Absoluut bonatuurlik. Om met mense oor God se woord te praat is vir my geen las nie. Dit maak my opgewonde. Elke geleentheid wat ek kry om sy woord te bedien, maak my super excited. Maar nou, veral terwyl ek nog nie die volle vrug sien van ons bediening nie, moet ek gereeld die keuse maak om hierdie kruis steeds op te neem en te dra. Met liefde en met volle oorgawe. Dit kom nie van self nie, dit is 'n keuse om gereeld te maak. En dan moet ons ook elke dag kies om hom te volg. Dis 'n daaglikse, doelbewuste keuse. En ek praat nie daarvan om hom te volg as jou verlosser of saligmaker nie. Daai keuse het ons al gemaak. Hierdie het niks met jou verlossing te doen nie, maar eerder om 'n disipel van Jesus te wees. 'n Volwasse seun van God wat Jesus dupliseer. Om Jesus te volg as jou Here. Die een wat voor jou loop en jy volg waar hy lei. Jesus, Here van my en jou lewe. Wat ons begin en ons einde is. Wat die eerste persoon is waaraan ons dink in die oggend en die laaste een voor ons slaap. En alles, maar alles tussenin. En dis 'n daaglikse besluit. Dis 'n daaglikse keuse. Here, nie die rigting wat ek wil nie, maar u rigting. Here Jesus, nie soos ek wil praat nie, maar soos u wil praat. Here, nie soos wat ek wil doen nie, maar soos u wil. Here, ek wil vergewe soos u en nie soos wat ek voel nie, want ek voel nie om te vergewe nie, maar u lei my om dit te doen, want dis wat liefde doen. En ek kan vergewe, want u het my eerste vergewe. U lei my om 'n sagte hart en 'n sagte woord te hê, wanneer my hart eintlik wil hard en koud wees. Wanneer my woorde wil afbreek en afknou, dan lei u my om anders te dink en anders te praat, om eerder te stig en te bou soos u wil. Here, ek wil u volg as Here van my lewe, in my hart, in my denke en in my woorde. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom, volg hom en hou jou neus in sy woord. Shalom.